Ek lees vir julle voor uit Jesaja 42 vers 10. Hoor hoe mooi. Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied, sy lof van die einde van die aarde af. Julle wat op die see vaar en alles wat daarin is, eilande en bewoners daarvan. Laat die woestyn en sy stede uitroep, die dorpe waar die keder woon, laat die rotsbewoners jubel, van die top van die berge af skreeu. Laat hulle aan die Here die eer gee en sy lof in die eilande verkondig. Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied, sy lof van die einde van die aarde af. Broers en susters, ek groet u in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Nou, kom ons sing, soos wat hierdie gedeelte sê, 'n nuwe lied vir die Here. Julle sal hoor dat die heel eerste 3 liedere wat ek gekies het, gaan almal oor lof aan God. Hierdie God wat Jesaja 42 sê, ons 'n nuwe lied voor moet sing. So kom ons staan. Val ek ver in die grond, tel U my
Ek die hemel aanskou, die werke van die vingers, maan en sterre aanskou, dan voel ek so geregeer. Wat is die mens dan, dat hy aan hom dink? Wat is die mens dan, dat hy na hom omsien? Die laat ons heers oor die werke van die hande, dis aan ons onderwerp. Die see, die lug, die lande. Wat is die mens dan, dat hy aan hom dink? Wat is die mens dan, dat hy na hom omsien? O Heer ons Heer, o wonderbaar die naam, o Heer ons Heer, jy verheerlik sy naam, o Heer ons Heer, o wonderbaar die naam, o Heer ons Heer, jy verheerlik sy naam. Ons roem U naam, ons roem U naam. As ek die hemel aanskou, die werke van die vingers, maan en sterre aanskou, dan voel ek so geregeer. Wat is die mens dan, dat hy aan hom dink? Wat is die mens dan, dat hy na hom omsien? Hy laat ons heers oor die werke van die hande, dis aan ons onderwerp. Die see, die lug, die lande. Wat is die mens dan, dat hy aan hom dink? Wat is die mens dan, dat hy na hom omsien? O Heer ons Heer, o wonderbaar die naam, o Heer ons Heer, jy verheerlik sy naam, o Heer ons Heer, o wonderbaar die naam, o Heer ons Heer, jy verheerlik sy naam, o Heer ons Heer, o wonderbaar die naam, o Heer ons Heer, jy verheerlik sy naam, o Heer ons Heer, o wonderbaar die naam, o Heer ons Heer, jy verheerlik sy naam. Ons roem U naam, ons roem U naam. Goeiemôre geloofsfamilie. Dit is regtig lekker om julle te sien. Dit is heerlik om te hoor hoe die reën val. En ek moet begin vanoggend met 'n belydenis, 'n skuldbelydenis. Ek het nie 'n preek nie. Ek het nie 'n preek nie. So terwyl ek nie 'n preek het nie, het ek 'n afkondiging oor 'n Suzuki kar se ligte wat aan is, as jy wil gaan kyk. 2. Dan wil ek vandag sommer net iets illustreer dan. Wonder of daar 'n gesin is met kinders hierso wat sê ons eet gereeld aan tafel en ek weet hoe om 'n tafel te dek. Enige kind wat sê ek weet hoe om 'n tafel te dek? Okay. Enige kind wat sê ek weet om 'n tafel te dek en ek's bereid om vorentoe te kom en te kom help. Regtig. Okay, great. So nog 'n kind wat my wil kom help. Jy hoef nie, jy kan. Jy kan regtig kom help. Ja, as jy bereid is, kom help my. Tel sy dalk hierdie vir my op, dan bring jy dit vir my soontoe. Ek bring net gou iets vir julle.
gaan hierdie. O nee, jou voet is af. Jy kan 'n tafel dek, jy mag niks dra nie. Kan julle twee saam hier vir my begin kyk hoe julle hierdie sal gebruik om die tafel te dek? Die goed kom uit my huis, behalwe die breekgoed. Ek dink ek het hierdie gekoop, ek moet nou na my skoonma kyk, ek kan nie altyd onthou wat sy vir my gegee het nie. Julle kan besluit, daai is gehikel, daai kerskandelaar is my ouma se, kom uit my ouma se huis uit. So ek het 'n klomp goed hier, daar's hy, en julle hoef nie alles te dek nie, want die tafel is klein. So dis 'n bietjie van 'n uitdaging. Hoeveel mense dink julle kan hier sit? 2? Okay. Kan daar 3 ook sit? Kom ons dek vir 4. Dis 'n klein tafel. Julle hoef nie die servette te gebruik as julle nie daarvan hou nie. Dis soos wanneer jy ma vir jou goed gee en dan vat jy nie als nie. Okay. Kan ek lank die borde neersit? Okay, goed. Ek is nuuskierig. Wie van julle eet gereeld aan tafel by die huis? Kan ek 'n sensusopname maak? Wie kan vir my sê julle eet 1 keer 'n week aan tafel? 2 keer 'n week? 3 keer 'n week? Nou raak jy hande min. 4 keer 'n week? 5 keer? 6 keer? 7 keer? 7 maal 2? 7 maal 3? Nee? As julle hoor, hierdie lyk eintlik mooier as wat ek gedink het dit gaan lyk. Namens die gemeente baie dankie. Dankie. Julle kan gaan sit. Ek dink aan 'n tafel. En ek dink om eintlik net hierdie voor te los vir julle vandag en te gaan sit. As ek vir jou sê, ek het nie 'n preek nie, enige iemand wat gefrustreerd was met my? Eerlik? So 'n bietjie was soos, wat doen jy hier? Enige iemand wat gedink het, Ananda, jy het nie jou werk gedoen nie? Ja, eerlik? Ja. Ek het nie my werk gedoen nie. As jy gefrustreerd sou wees, as 'n dominee vandag sou gaan sit het en sê, klaar, ek het nie 'n preek nie, ek sou kyk om julle te sê, ek het nie my werk gedoen nie. Daai frustrasie wat jy voel, daai kyk wat jy nou vir my gee, daai, seriously? Dink ek, hoop ek, kan die Heilige Gees vandag met jou werk, oor 'n frustrasie en 'n woede of irritasie, wat jy eintlik vir jouself moet hê. As jy nie jou werk doen, in jou huis, as 'n disipel nie. Ek praat nie van die huiswerk wat gedoen moet word, of die wasgoed wat gewas moet word, of alles wat gedoen moet word voor jy môre werk toe ry nie. Ek praat van jou disipelskap. Nie net as ouer nie, as enige lid van die huishouding, om in daai huis Jesus te ontdek en te leef. Toe ek begin klas gee by Tikkies in jeugbediening, toe kry ek 'n pakkie by professor Malan Nel, 'n groot gedeelte waaroor die studente moes geleer het en waaroor hulle moes toets geskryf het gegaan oor huishoudings in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Die klas het soos vol gegaan. Hulle moes hulle Bybels gebring het en dan moes hulle in die Bybel, hierdie was baie keer eerstejaars, tweedejaars, dan moes hulle in die Bybel vir my of vir wie ook al hierdie lesing aangebied het, gesoek het vir verhale met huishoudings in die Ou Testament en verhale van huishoudings in die Nuwe Testament. Kyk, ek sou vanoggend jou kennis wou toets en vir jou vra, aan watter dink jy? Watter kan jy vir my noem? Party van hulle het baie goed gedoen, party van hulle het vrot gedoen, ek voel hulle moet teruggaan en 'n bietjie gaan leer by hulle kerke. Die doel van daai lesing was om duidelik te maak in soveel van die verhale dat God reg deur die verhaal wat ons lees in die Ou Testament en in die Nuwe Testament met huishoudings 'n pad stap. En deur huishoudings werk
Ek dink aan Abraham. En ek dink aan Abraham se huishouding wat geroep is. Geroep is om tot seën te wees vir al die nasies. En al die huishoudings wat dan daarna kom. En onmiddellik moet daar nou 'n woord by jou opkom soos verbond. Dat hulle deel van die verbond is en die ooreenkoms is en die verhouding is van die mense wat ons later leer ken as die Israeliete met wie God 'n pad stap met al hierdie huishoudings en kollektief. Ek dink ook aan die huise in Egipte. Ek dink aan die bloed wat hulle oor die deurkosyne van daardie huise geverf het. Wat hulle daardie nag beskerm het, want dit was die teken van wat? Dat hulle die Here se is. Dit was die teken. Jy moet nou fyn skerp vanoggend luister. Was die teken dat hulle die Here se is. Ons lees in die Nuwe Testament een van my gunsteling verhale van Lydia. Lydia wat tot bekering kom en dan omdat sy die hoof van haar huishouding is, dit is 'n bietjie anders gewerk, sy het 'n bietjie van 'n ander agtergrond gehad, toe kom haar hele huishouding tot bekering. En haar huis word eintlik deel van so 'n groot Godstorie in die Nuwe Testament. Van waar mense saam by mekaar kan kom en die Here kan dien. Ons lees van Paulus wat vir huiskerke briewe skryf. Kan jy sien dat God deur huishoudings werk in hulle, deur hulle en vir sy groot Godstorie van roep en redding en stuur. Het jy dit in hierdie verhale gehoor wat ek nou net genoem het? Ek dink aan Joshua. Ek dink aan Joshua se teksvers wat almal so graag op sosiale media post of in hulle huise so groot op hulle muur in die sitkamer verf. Wat se teks is daai? Julle ken hom? Ek in my huis, ons sal die Here dien. Okay, dis mooi. Joshua sou ook vir jou gesê, dis mooi regtig. En hy doen dit. En ek wil saam met jou dit lees. In Joshua 24. As jy jou Bybel saamgebring het, maak saam met my oop by Joshua 24. Nou, ek gaan nie die hele Joshua 24 lees nie. Ek gaan die eerste stukkie lees, dan gaan ek 'n bietjie skiep. Ek sal elke keer vir jou sê hoe ek skiep dat jy my kan volg. En eintlik grootliks wil ek hê jy moet net eintlik luister na die teks. Joshua 24. En voor ek dit lees, gaan jy hoor waar hulle is. Hulle is by Sichem. As ek 'n Bybel vas vir vandag gehou het, sou jy 'n prys gewen het of 50 randjies as jy vir my kon gesê het dat Abraham 'n ontmoeting met God by Sichem gehad het, dat Jakob grond gekoop het by Sichem, dat Joshua voor die gedeelte wat ek nou vir julle lees, eintlik al klaar met die leiers gepraat het, nou praat hy met almal, dat in die begin van Joshua merk hulle geloof met klipstapels, en aan die einde van Joshua 24 rig hulle weer 'n klip op. Luister nou saam met my Joshua 24, vers 1. Joshua het al die stamme van Israel bymekaar gebring in Sichem. Hy het die leiers van Israel, die hoofde, die regters en die amptenare geroep en hulle in hulle plekke kom inneem in die teenwoordigheid van God. Toe sê Joshua vir die hele volk, so sê die Here die God van Israel, lank gelede het julle voorvaders, onder hulle was Tera, vader van Abraham en Nahor, ander kant die Eufraat gewoon, en hulle het ander gode gedien. Ek het julle voorvader Abraham ander kant die Eufraat geneem, en om die hele Kanaan laat deurgaan. Ek het hom baie nakomelinge gegee, aan hom het ek vir Isak gegee, aan Isak vir Jakob en Esau, aan Esau het ek die Seirberge gegee, om die besit in te neem, maar Jakob en sy nageslag is af na Egipte toe. Jy moet nou gou hierso hoor, Joshua tree as 'n profeet hierop, want hy praat namens die Here. Hy begin nie om vir hulle 'n lesing of 'n preek eintlik te gee nie, hy begin ook nie deur met literaas nie. Wat doen hy? Wat doen hy? Hy herinner hulle wie hulle is, van watter huishoudings hulle deel is, van watter verbond hulle deel is.
En dan kan jy verder die res by die huis gaan lees van die hele storie, selfs van toe hulle by die Rietsee gekom het, en die Egiptenaars, en oos wat van die Jordaan gewoon het, en kan jy aangaan. En dan kan ek by vers 11 saam met jou weer begin lees. Julle het deur die Jordaan getrek en by Jerigo gekom. Die mense wat in besit was van Jerigo, die Amorite, die Ferisiete, die Kanaaniete, die Hetiete, die Garasiete, die Jewiete en Jebusiete, het teen julle oorlog gemaak. Maar ek het julle mag oorgegee. Ek het hulle in julle mag oorgegee. Ek het al van tevore die 2 Amoritiese konings laat moed verloor. En die het hulle voor julle uitverdryf. Nie julle swaarde en julle pyle en boë nie. Hoor jy? Wie is hier aan die werk? God. Dis nie die oulike groep mense met wie jy in 'n verbond is nie. Wie is hier aan die werk? God. Ek het julle 'n land gegee wat julle nie bewerk het nie, stede wat julle nie gebou het nie, maar waar julle kon gaan woon. Julle eet van wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie. Jy die volk wat ek liefhet, jy verdien niks wat ek vir jou gedoen het nie. Jy het niks van hierdie gedoen nie. Jy is nie so cute nie. Kyk, hierdie is gereformeerde teologie op haar beste. God is die een wat handel, God is die een wat doen, God is die een wat gee. Ek en jy en die mense van wie ons in hierdie God storie lees, net ontvang. That's it. En dan sê hy, betoon dan nou eerbied, vers 14, aan die Here, en dien hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders ander kan die Eufraat in Egipte gedien het, en dien die Here. En dan, hierdie stuk staan op niemand se muur nie. Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode van julle voorvaders, wat hulle gedien het ander kant die Eufraat, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon? Dis 'n keuse. Is nie 'n grudge statement nie. Dis 'n vrywillige keuse. Dien beteken loyaliteit, aanbid, werk, soos wat daar in Genesis gepraat word, om te dien en te bewaar. Hier's 'n keuse wat hy vir hulle gee. En dan kom die stukkie op almal se muur. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Die teks stop nie daar nie. Hulle sê vir hom, ons dink glad nie daaraan om die Here te verlaat en ander gode te dien nie. Dis so half soos Josua. Man, ons ken die storie. Ons, never. Hoe kan jy hierdie vir my sê? Okay. En dan sê hulle, dit is die Here ons God wat ons en ons voorvaders uit Egipte die plek van slawerny gebring het. Dit lyk asof hulle onthou. Mag ek 'n Engelse woord gebruik, want ek en jy ken die res van die verhaal, but when push comes to shove, dan doen hulle nie. Amper as jy kognitief onthou, maar anyway. Dan sê Josua vir die volk, nadat hulle sê, ons vang wat jy sê, ons onthou, ons sal. Dan sê hy vir hulle, julle kan nie die Here dien nie. So hy sê, wat gaan julle doen? Dan sê ons gaan die Here dien, dan sê hy, julle kan nie die Here dien nie. Dis is hierdie weird gesprek wat hier aan die gang is. En dis weird, want dis soos Josua se laaste stuk. Dis so half soos, Josua is dit die manier wat jy wil eindig. Deur eintlik hulle moed so bietjie te breek. As julle die Here verlaat in vers 20 en julle dien vreemde gode, sal hy wat aan julle goed gedoen het teen julle draai en rampe oor julle bring en 'n eind aan julle maak. Die volk het vir Josua gesê, nee, ons sal die Here dien. En dan sê hy in vers 22, julle is self getuies daarvan dat julle gekies het om die Here te dien. En hulle antwoord, ons is. Kan julle hoor hoeveel keer daar heen en weer met mekaar gepraat word en hoeveel keer hulle nou amptelik en publiek en openbaar bevestig wat hulle sê en wat hulle onthou? Dan sê Josua, verwyder dan die vreemde gode tussen julle uit en wy julle heeltemal aan die Here van God van Israel.
En die volk sê, ons sal die Here ons God dien, ons sal na hom luister. En dan eindig dit met waar daar 'n klip opgerig word as 'n herinneringsteken. En Josua wat vir hulle sê, hierdie klip, het gehoor wat ons nou hier met mekaar gepraat het, hierdie klip gaan teen julle getuig. Ek in my huis, ons sal die Here dien. 'n Verbond herinner ons aan verhouding, en wat hier gebeur, is 'n verbondshernuwing wat plaasvind. Hulle staan nie by Sichem, ek het vir julle gesê, Abraham was daar, Jakob was daar, dis eintlik nogal 'n belaaide, heilige, simboliese plek wat hier iets plaasvind. Ek het vir jou gesê van die teologie, van God kies eerste, God red, God gee. So hoe lyk dit om te antwoord? Ons gemeente se ontdek en leef Christus is die mooiste gereformeerde teologie. Ek ontdek wie God is, wat hy reeds gedoen het. Sy getrouheid, sy groot Godstorie, deur klomp Godstories in die Ou en die Nuwe Testament, en in Godstories wat ons vandag by mekaar hoor. En ek leef dit, nie uit skuldgevoel nie, nie uit plig nie, want niks van daai goed gaan hou nie. Ek kan terugkom na die tafel toe. Ek het 'n grappie nou gemaak en gesê 7x3, 2x7, wie van julle eet so baie om julle tafel? En ek vermoed 'n klomp van julle sit op julle hande. En dis oukei, my preek is ook nie vandag veronderstel om jou te skuldig te laat voel of hier uit te stap en moedeloos te laat voel nie. En ek dink ook nie dis wat Josua wou gedoen het nie. Josua gee 'n baie spesifieke keuse in 'n bepaalde konteks. Daar was ander gode rondom hulle. Hulle voorvaders het ander gode gehad. Die plek waar hulle bly het ander gode gehad. En hy sê, julle het 'n keuse. Nou ek wil vandag eintlik saam met jou wonder en dink en sê, ons het ook handgemaakte, mensgemaakte gode. Ons het ook goed wat ons eerder dien en aanbid. En dis die goed waarin ons tyd spandeer. Dis die goed wat vir ons belangrik is. Dis die goed wat jou hart kry, jou lojaliteit kry. Dis nie altare van klip nie. Ek wil sê dis skedules en roosters. En dan wil ek vir jou sê, jy kan nie die Here dien en jou skedule aanbid nie. Gaan hom weer sê. Ek dink nie, jy kan die Here dien en jou skedule aanbid nie. Ons sê nogals maklik vir mekaar, dit was 'n rowwe week, ek wil net bietjie in lê, ek wil net bietjie slaap, ek kan nie dit doen nie, ek kan nie dat doen nie, ek kan nie dit doen nie. Maar ons het 'n klomp goed wat ons kan doen. Ons kan kilometers agter goed ry wat vir ons belangrik is. Oor naweke, op Sondag, oefenkampe, plekke waarheen ons wil gaan, wat ook al. Ek dink baie keer my en jou kar het meer kilometers beweeg as my en jou geloof hierdie week. Disippelskap is nie sulke sfere van my lewe nie. My familie het hierdie grappie gehad. En ek dink my ouma by wie ek hierdie gekry het dit altyd gesê. Jy kry nie Sannie van die kerk en Sannie van die skool en Sannie van die huis nie. Ek is die Here se. In elke fase van my lewe en in elke sfeer van my lewe. So ek sê nie hierdie vanoggend as 'n skuld, bevestiging, belydenis wat jy moet kom doen nie. Maar dis 'n uitnodiging. 'n Uitnodiging om te kies waar ons energie en ons aanbidding lê. Want hierdie woordjie dien in Hebreëus kan na aanbidding en lojaliteit en diensbaarheid en werk verwys. Dis nogals my interessant om te dink dat daai tipe werk dan ook gekonnekteer kan word aan 'n verstaan van Sabbat. Want die ritme wat ons leer in die Godstories is
werk, 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 rus. Werk, 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 rus. So ons word geroep om te dien, maar in 'n verstaan van hoe dit lyk om ook te rus en toegerus te kan word, sodat ek vanuit hierdie lojaliteit kan dien. Dat dit nie werk is nie, maar dat dit net dis wie ek is. Dis wie jy is. Ek dink die mooiste ding van die mooiste goed wat ek van 'n gereformeerde teologie verstaan, is dat jy eintlik net moet onthou en herinner word en ontdek wie jy is. Dis baie minder lysies. Dis baie minder druk. Want as dit is wie ek is, as dit is wie ons huis is, dan voel hierdie saam om die tafel nie soos werk nie, nie soos 'n tiklysie nie, nie soos 'n to-do-lys nie, want so maak ons. Klaar. Aan die tafel en in ons disippelskap. En ek dink die tafel kan ons help met ons disippelskap. Ek dink verskriklik aan die teks in Deuteronomium bekend as die Shema. Shema Israel, hoor, luister Israel, die Here jou God is een. Dit het ook alles te maak met 'n eedsverklaring tussen ander gode en 'n lojaliteit, 'n eed en 'n lojaliteits- en 'n aanbiddingsverklaring van daar is net een God. As jy dit vandag saam met my sê, dan is ek en jy nie besig om te wonder oor die afgode, tussen die Amorite of die Babiloniërs. Ons is besig om te praat van daai ander afgode wat ek nou genoem het. Al die goed wat in jou skedule inglip, unconsciously, but chosen. Soos jy soms sê, daar is net een God. En ek glo jy weet dat jy saam met my sê, dis die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dan kom alles anders tweede. Alles. Daar's nie 'n negotiation nie, daar's nie 'n onderhandeling nie. Jou alles kom van God af. Alles wie jy is wat die Here vir jou gegee het. Ek verstaan nie hoekom ons hierdie onderhandeling doen nie. En ek doen dit self ook. En Joshua sê vir die volk, rarig. En so daar's 'n stukkie genade in hierdie teks wat ek ontdek van, ek gaan bly foute maak. Ek gaan met tye nog steeds soms verkeerd kies. En om dan vanuit 'n verhouding met God op 'n ander manier weer aan te gaan. Here, ek het hier verkeerd gekies. En om dit nie so styf vas te hou sodat ek nie verder kan beweeg nie. Ek het verkeerd gekies, ek is jammer. Dankie vir u vergifnis wat u vir my gee. Môre probeer ek weer. En dis nie daai skuldgevoel waarmee ek groot geword het in die kerk nie. Jy moet my mooi hoor vanoggend. Om die hele tyd skuldgevoel te maak en die hele tyd te maak het ons uit daai skuldgevoel net nie te verkeerd trap nie, is nie om vanuit 'n identiteit te leef nie. Dink aan hoe jou ouers dalk met jou gewerk het, of jou grootouers, of jou kinders, of jou droom van hoe jy met jong mense sal wil werk. Dis okay. Julle weet wanneer hulle so verskriklik hartstogtelik huil, want die wêreld gaan in mekaar val, omdat hulle hierdie een ding gedoen het wat hulle nie mag nie. Wat maak jy met daai kind? Dis okay. Hoekom wil ek nie hê moet jy hierdie doen nie? Okay. En as jy weer in hierdie situasie kom, hoe gaan jy hom dan doen? Ek's diep oortuig dis hoe die Here met ons werk. Diep oortuig dis hoe die Here met ons werk. En ook met ons huise werk. So as jy vandag hier sit en vir my sê, Anani, my huis,
weet nie hoe om hierdie te doen nie. Julle vang wat ek sê. Die basiese saamkom by mekaar. Die basiese jammer sê vir mekaar as ek jou seer gemaak het. Die weer probeer om ons disippelskap in ons huis uit te leef. Ek wil vanoggend baie spesifiek vir die ma's en die pa's iets sê. As ons praat oor ek en my huis sal die Here dien, dan wil ek vir die pa's vanoggend sê, jou kind leer nie net by jou hoe disippelskap lyk op 'n Sondag nie. Dis in elke dag hoe jy te werk gaan. Dis in elke dag wat jy jou geloof uitleef in die alledaagse. Dis hoekom ek die tafel kies om hier vanoggend te sit. Dis in hoe julle om die tafel met mekaar werk, wat hulle iets leer van disippelskap, prakties, hands-on, sonder om te hard te hoef te probeer. Ek wil vir die ma's sê wat voel, ek probeer alleen die disippelskap in my huis aan die gang hou. Moenie ophou om hieroor te bid nie. Moenie ophou om vir jou huishouding te bid nie. Moenie ophou om die huis na die tafel toe te nooi nie. Miskien wil jy vanoggend vir my sê, Anandi, maar ek weet nie wie die voorsitter is van ons geloofskomitee in ons huis nie. Is jy? Jy wat hier sit. Jy wat die boodskap hoor. Jy wat vanoggend deur die Gees oortuig word. Of jy die ma of die pa of die ouma of die boetie of die sussie is en jy hoor vanoggend ons huis sal die Here dien. Dan is jy nou die voorsitter wat uitnodigend sê, kom, ek kan tafel dek. Bitter mense, pitch nie op as die tafel gedek is nie. Hou op met mekaar redeneer en redekabel, oor gaan ons of gaan ons nie. Begin net die borde dek. Ek is ernstig. Min mense in jou huis gaan vir jou sê, ek kom nie, as jy hierdie moeite gedoen het nie. En as jy alleen in jou huis bly, dan wil ek jou uitnooi om vanmiddag of ergens in hierdie week 'n ekstra plek aan jou tafel te dek. En bewus te word van die Here se teenwoordigheid aan jou tafel. En jy kan one-on-one met die Here middagete eet. Jy kan bidend, hardop met die Here praat, terwyl jy eet. Jy in jou huis, jy kan ook die Here dien. Watter ritmes het jy in jou huis? Ongeag of dit saamgestel is, ongeag of jy alleen 'n yskas het, wat is jou ritmes? En wys daai ritmes vir jou en ander mense, dat jy in jou huis die Here dien. As ek praat oor dien aanbidding ook, dan is die saamkom op 'n Sondag soos hierdie, klomp huishoudings wat saamkom, soos Josua wat die hele volk bymekaar roep, en waar die hele groep huishoudings saam herinner word wie hulle is. Wie van julle het al Lion King gekyk? Die nuutste een of die ou een, dieselfde dink ek gebeur in albei. Enigiemand? Lion King? Yes. Simba vergeet wie hy is. Ek kan vir jou vanoggend sê, Simba vergeet, deur te vergeet wie hy is, vergeet hy wat sy roeping is, skram hy weg van dit, hou hy homself besig met ander goed ook. Nee, dis great, ek bedoel, Hakuna Matata, hy het 'n great tyd. En dan is daar hierdie beeld van Mufasa, sy pa wat uit die wolk met hom praat en wat vir hom sê. Wat sê hy vir hom? Remember who you are. You are my son. Onthou wie jy is. Jy is die Here se. Jou doop herinner jou daaraan. Wanneer ons nagmaal saam vier, is dit alles oor herinnering. In die nagmaalsformulier sê ons elke keer, in die nag wat die Here Jesus Christus in hegtenis geneem is,
En dis 'n herinnering. Onthou wie jy is. Jy is die Here se. En jy kan vandag ook. En jy moet môre ook. En oormôre en die res van jou lewe, selfs wanneer jy in die toekoms dalk vergeet. Maar vandag, kies dan. Wie gaan jy dien? Wie gaan jy dien? Moenie wag dat jou rooster of jou skedule ligter word nie, daai is 'n afgod. Kies rus bo geraas. Kies om teenwoordig te wees bo prestasie. Om God se stem bo al die ander goed wat ons aandag aftrek, te hoor. Mag jou huis ook 'n Godstorie wees. 'n Godstorie waarin jy die Here se rus beleef. Waar jy die Here se teenwoordigheid beleef. Waar jy disippelskap kan oefen en uitleef. Waar jy saam die Here kan ontdek en leef. Kom ons bid saam. Here, U was daar toe Abraham geroep is. Toe die bloed aan die deurkosyne getrek is. Toe Josua en die volk in Sichem staan. Toe Lydia haar huis oopmaak. En U is hier by ons tafels, ons kombuistafels ook vandag. Herinner ons aan wie ons is. Laat ons weer rus vind in U. Mag ons in ons huise onthou van die verbond, U liefde, U trou, U verhouding met ons. En kan mense in ons huise tuis kom en U teenwoordigheid kom proe. En van God stories vandag in doodgewone alledaagse huise kom hoor. In Jesus Christus naam alleen. Amen. Of man, won't change the Master's plan. It's God and God alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives serve its truth. Skepper van die groot heelal. U is magtig, U regeer, ons wil U naam vereer, want U is God alleen. U is God alleen, U ken ons harte en U wil dit sien. En al die planne van die mens verander nie wens, want U is God alleen. U
elke mond bely, dis U wat ons bevry, want U is God alleen. Is God alleen. U is ons vrede tot in ewigheid. Dis na U wat ons verlang, U woord het in ons sang, want U is God alleen. U is God alleen. U is die Heer wat hier staan op die troon. Laat elke mond bely, dis U wat ons bevry, want U is God alleen. U is God alleen. U is die Heer wat hier staan op die troon. Laat elke mond bely, dis U wat ons bevry, want U is God alleen. Laat elke mond bely, dis U wat ons bevry, want U is God alleen. Ek dink julle kan raai wat huisgeloof is vir die week. Eet saam. Quite frankly, die huishouding wat met foto's vir my kan bewys hulle die meeste saam geëet hierdie week, sal ek vir die huis 'n prys gee uit die jeugbediening uit. Dit sluit die wat aanlyn inskakel in. So neem foto's, stuur dit vir my. Wys vir my hoeveel keer julle saam geëet. Ek het klaar 'n voorbeeld gegee van as jy alleen in jou huis is, eet is saam met die Here. Het jy dit al ooit gedoen? Go for it. As jy pas getroud is, kweek hierdie beginsel en hou dit. Come hell or high, hierdie is die ritme wat jy moet inkweek. Wanneer die eersteling in jou familie kom, een van my eerste huisbesoeke in hierdie gemeente, het ek by iemand aan tafel gaan sit vir tee, wat vir my verduidelik het hoe hulle die babietjies aan tafel laat sit het. Stoeltjies so geskuif, because that is what we do. So hulle het vandat hulle met hulle lepeltjie moes eet, saam daar gesit en verder uitgeskuif op iets wat op die stoel is en toe verder geskuif, maar dit het altyd aan die tafel gebly. So daar was nie redenasie oor wat ons hier doen nie, want ons het letterlik met die mash en die pampoen geleer, dis wat ons doen. So, stuur vir my daai foto's. Ek wil sien en ek sal regtig 'n prys uit die jeugbediening gee vir die gesin wat vir my die meeste gee. En begin deur die tafel te dek. Jou familie sal kom. En as hulle nie kom nie, gaan sit jy by die tafel wat gedek is en los die 3 wat oop is. En bly nooi en bly kom. En hou op doomscroll. Hou op wenke en idees soek op die Instagram reels on how to fix my family. Nee? Ja. Okay? Ons doomscroll. Die Here roep. En ek is diep oortuig daarvan hy roep ons terug tafels toe. En ek is diep oortuig dat om hierdie tafel kan jy vra, waarvoor bid jy tans? Moenie dan vir die persoon begin preek nie, moenie vir jou kinders dan die preek gap vat nie. Dis reg, gaan oor in gebed. Bid dan vir daai. Wanneer laas jy vir iemand in jou huis gevra, waarvoor bid jy tans? Dis die huisgeloof. Kyk hoeveel keer kan jy saam eet? Kyk hoeveel keer kan jy so saam bid? Terwyl die laaste mandjies na vore te kom, as jy kan sien terwyl ek nou bid om net sommer jou hande so oop te hou, sommer net simbolies. Want ek gaan bid op hierdie dankie sê wat hy vir ons gee. So, kom ons bid saam.
Here, voordat ek dankie sê vir al die materiële goed wat ek het, vir goeders, wil ek saam met my geloofsfamilie en al die huise wat hier is, dankie sê, dat U ons God is, en dat U ons geskaap het, en dat U vir ons sorg, en vir ons gee, en vir ons roep in verhouding met U, dat U ons roep om in verhouding met U te wees, en rustigheid te vind, om minder hard te probeer, en uitgenooi te word om te wees, om net die kinders te wees, en dat U deur daardie disippelskap ons sal gebruik, maar dat dit soveel minder oor ons gaan, Here. Alles gaan oor U. En wanneer ons so mandjies aanstuur, is dit 'n klein oomblik om te besef, ons dien U ook met dit wat ons materieel ontvang het. Gebruik dit tot eer en verheerliking van U naam, tot uitbrei van U koninkryk, tot die gebruik en die dien tot die herstel van verhoudings en families in ons breër gemeenskap. Ons bid dit. Ons bid vir ons gemeenskap. Ons bid vir huise waar mense agter toe kamerdeure huil. Vir huise waar mense skaars met mekaar praat. Vir huise waar mense verby mekaar leef. Vir huise wat verskriklik hard probeer. Vir huise wat hardloop en gejaagd is. Vir huise wat so smag om U te dien. Heilige Gees, kom help ons om in die eenvoudige en die alledaagse en die toegewydheid bewus te word in klein gewoontes wat ons herinner dat U is God en ons is U kinders. Kom gebruik ons, Here, in Jesus Christus naam alleen. Amen. Kom ons staan vir die laaste slotlied. Laat die hemel bly wees, laat die aarde dan juig, sien die heerlikheid van God se krag, laat die regen van die see
My gebed is dat ons as geloofsfamilie 'n plek sal wees waar huise bymekaar kom en onthou wie ons is en weekliks uitgestuur word met daardie herinnering en met 'n baie diep bewustheid van ons roeping tans om te bid vir huise in ons breër gemeenskap en samelewing en vir hulle verhoudings, vir hulle seer verhoudings, om minder net vir ons eie huise te bid. Bid vir jou huis ook. Jy het die preek gehoor, nê? Jy het gehoor, daar was toe 'n preek, nê? Om net seker maak, julle gaan vertel nou nie vir mense daar buite, ek het nie 'n preek gehoord nie. Bid vir die ander huise in ons breër gemeenskap ook. En mag jy week na week hier by mekaar kom, om saam die Here te aanbid, en te ontdek wat aanbidding beteken. So met dit, ontvang die seën van die Here, oop hand, want ons ontvang regtig baie. En 'n hand wat op is, want ons word gestuur. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en jou vrede gee. Mag daar rus wees in jou huis. Mag daar 'n gebed wees by jou tafel en mag jy saam met jou huis die Here dien. In naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.